Goeiemôre. Jy luister na die 83ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is die 2 minute reël. Ek weet party mense kan 'n nuwe gewoonte begin sonder die omhaal van woorde. Dis 'n kwessie van 1 2 3 en daar hou hulle by 'n voorneme 7 dae week. Indien jy een van daardie mense is, kan jy vanoggend net terugsit en lekker saam luister terwyl jy vir die res van ons glimlag wat 'n bietjie meer motivering nodig het. Maar wees tog waaksaam vir blinde kolle. Om die gesindheid te hê van my hele lewe, elke faset daarvan is in plek. Wat bedoel ek met blinde kolle? Dalk is jou lewe vol interessante en betekenisvolle gewoontes in die areas van jou lewe waarmee jy gemaklik is. En daarom ag jy ander areas as nie ewe belangrik nie, of as glad nie belangrik nie. Maar vir jou volle mens wees, en die mense rondom jou, is die lewe armer, valer, onvolledig, en dalk soms pynlik, omdat jy daardie gewoontes afskeep. Dalk vind jy dit moeiliker om taakgeoriënteerde gewoontes te volg, of moontlik emosioneel georiënteerde gewoontes, miskien geestelik georiënteerde gewoontes. Vir sommige mense is dit makliker om die dak te begin verf, as om 'n hartsgesprek te voer oor emosies. Ek weet, ek sien dit elke week van my lewe. Vir ander is dit baie makliker om te kla oor dinge wat verkeerd is, as om iets daaraan te doen. Ek weet, want ek was daar in sekere tye van my lewe. En ek weet ook, as ek nie waaksaam is nie, sal ek dit weer doen. Ek weet nie van jou nie, maar sommige gewoontes is vir my baie makliker om mee te begin en mee vol te hou as ander. Dus, met die meeste gewoontes het ek nie eintlik hulp of motivering nodig nie. Inteendeel, ek doen dit met 'n toegewydheid, inspirasie en dissipline waarop 'n drillsergeant trots sal wees. Maar dan is daar, daardie gewoontes wat ek uitstel. Dis nie asof ek dit nie gaan doen nie. Dit sou heeltemal te sleg wees en my laat skuldig voel. Ek sal nog daarby uitkom, jy weet, eendag. Hoe gemaak met daardie gewoontes? James Clear baan die weg om eerstens ons skuldgevoelens en die vermyding te oorkom, en tweedens, 'n maklike en haalbare manier om 'n moeilike gewoonte in plek te kry, of ten minste te begin kry. En hy verwys na die 2 minute reël. As jy daardie gewoonte wil begin, wat werklik 'n uitdaging is, begin dit doen net vir 2 minute op 'n keer. Jy kan dit vir die eerste tydperk werklik 'n reël maak. Ek mag nie hierdie gewoonte langer as 2 minute lank doen nie. Byvoorbeeld, as jy meer wil lees, begin net met 1 bladsy. As jy wil fiks word, doen 2 minute se oefening per dag. As jy 'n klomp kaste het om reg te pak, sit net 2 minute in elke dag. As jy meer tyd saam met 'n geliefde wil spandeer, maar die werksdruk is regtig kwaai, onderbreek jou werk en gesels of speel met hulle net vir 2 minute lank. Die hele gedagte is dat jy op hierdie manier 'n nuwe gewoonte prioritiseer. Al is dit nou nog nie heeltemal waar jy wil wees nie, het jy klaar begin om die beslissende moment te neem, om die regte snelweg te kies waarop jy gaan ry. Binne dae, weke, maande, as dit nodig is, sal jy die motivering, die vaardigheid, die tyd vind om die 2 minute, 20 minute te maak. Waarvan James Clear hier praat, laat my eintlik terugdink aan toe ons elkeen die lewe begin het. Daar was 'n oomblik, toe ons vir die eerste keer met 'n lepeltjie kos in ons mond gedruk het. En ons het gejuig, en mense het vir ons hande geklap. Ons het ons eerste kruipbeweging uitgevoer. Vir 'n hele tyd lank was dit. Later, eerste treetjies begin gee. En verlang was dit. Maar ons was in ekstase. Ons het geweet, dis die begin van groot dinge. Ons het ons kind wees langs die pad verloor, die vermoë om klein oorwinnings te vier.
En omdat ons dit verloor het, dink ons dat net die groot oomblikke tel. Hoeveel het ons nie langs die pad agtergelaat nie? Laat ons dan terugkeer vorentoe. Ons kind-ego staat opnuut ontdek en klein oorwinnings vier. Dit het ons tot hier gebring. En dit sal ons ook vorentoe neem. Ons gebed kom uit die groot gebedeboek. Liewe Here, sover het ek vandag nie te sleg gevaar nie. Ek het nie geskinder, my meer verloor, selfsugtig opgetree of suurgesig rondgeloop nie. Ek het nie eens te veel gepraat, geëet of gedrink nie. Daarvoor sê ek vir U baie dankie. Maar Here, binnekort sal ek moet opstaan en die dag moet ingaan, en dan sal ek U hulp regtig baie nodig hê. Amen. Ek laat jou met 'n gedagte van Jeremy Taylor. Leer ons om dikwels te bid, sodat ons meer dikwels sal wil bid. Liefde en 'n geseënde dag verder.